Goeienaand, geliefdes. Wat 'n voorreg om saam met u ons 4de Sabbat in hierdie landwyse lockdown te kan ingaan. Ek weet nie waar u is of wat die omstandighede is nie, maar dit is my voorreg om saam met u nou tyd te kan afsonder en die Sabbat te kan ingaan. En ek weet nie van u nie, maar ek is bly dit is Sabbat. Al is ons nou al vir 22 dae tot ons huise beperk. Want die Sabbat is nie net 'n tyd waarin ons kan afskaal en net 'n bietjie stil word nie. Maar wat die Sabbat spesiaal maak, is die feit dat God hierdie dag geskep en afgesonder het, sodat ons in sy heilige teenwoordigheid kan kom en in 'n intieme gemeenskap met hom kan verkeer. Dat ons, as ons God hom hulde kan bring en hom besonders kan herken as ons God en Skepper en hom ook kan aanbid. Weet in Eksodus 20 vers 8 tot 11 kry ons hierdie baie bekende woorde waar die Here vir ons sê: gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdelinge wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, en die see en alles daarin, en op die 7de dag het hy gerus. Daarop het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Waaroor gaan dit hier? Waar gaan die Sabbat? Jy sien, die kern van die Sabbat gaan oor aanbidding. Dit gaan oor aanbidding. Eerstens herken ons God as die Skepper wat hemel en aarde en die see en alles daarin gemaak het. En tweedens aanbid ons hom as die enigste en die hoogste God. Ons gee aan hom die eer en lof wat hom as ons God toekom. En daarom, soos ons nou hierdie Sabbat ingaan, mag God se volheid in ons harte inspoel. Daar waar u is, mag hy in u hart inspoel en ons kragtig in sy teenwoordigheid bring, daar waar ons ook al is. Ek ken nie u omstandighede nie, maar ek weet dat Jesus wil hierdie Sabbat saam met u wees. Kom ons buig die hoofde. Onse kragtige Here Jesus, wat 'n voorreg vir ons om stil te kan word